Hallo, ek is Marius Greiling vir Suidlanders Media. Minister Enoch Gondongwane het sy finansiële begroting vir die jaar bekend gemaak. Nou ek is glad nie 'n foendie om die hele begroting te ontleed en in diepte in te gaan om te sê hoe goed of hoe sleg die algehele begroting regwaar is nie, maar daar het wel vir my 3 punte uitgestaan wat ek met jou gaan meedeel. Eerste is dat die 20 miljard rand se belastingverhogings wat in laas jaar se begroting aangekondig was, geskraap is. Dis glo omdat die mineraalsektor baie verbeter het en die prysstygings van goud en silwer asook ons ander kommoditeite, die Suid-Afrikaanse bonds, doen glo ook nie sleg as gevolg van laasgenoemde nie. Tweedens is dat meeste toelaas, jy weet, die SASSA geld uitdeelsisteem verhogings kry op amper alle vlakke. En dan laaste in die derde plek is dat brandstoflevies verhoog gaan word. Het jy geweet dat ons betaal 3 verskillende brandstoflevies? Jy kry die padongeluksfonds levy, die carbon of koolstof levy en dan die algehele brandstoflevy. Nou die padongeluksfonds is nou op so R2.25 per liter en dan die algehele levy wat nou die carbon levy insluit is R4.10 vir petrol en R3.93 vir diesel per liter. Dit sou daarom lekker gewees het om so R6 of R5 'n liter te kon minder betaal vir ons brandstof. Nou saam ingesluit hierby is ook die tabak en drankpryse wat styg. 77 sent per pakkie sigarette, 8 sent per klein blikkie bier, 15 sent per bottel wyn en dan R3.20 per bottel sterk drank. Die volgende groot nuus is dat die NHI deur die hof op pouse gesit is, totdat die konstitusionele hof 'n uitspraak oor dit kan lewer. Dit beteken dat alle planne en enige werke rondom die NHI gestop moet word. Nou as jy nie seker is wat die NHI is of wat dit behels nie, in 'n neutedop, dit is die ANC se plan om die hele Suid-Afrika se populasie onder een mediese sambreel te sit, sodat almal privaat dokters en private hospitale kan besoek sonder om te betaal. In die eerste plek is daar nie geld om so iets te implementeer in ons land nie en in die tweede plek kan hulle nie eers hulle staatsklinieke en hospitale bestuur nie. Nou hoe gaan hulle die NHI kan bestuur? Die ANC het al hoeveel wette deurgedruk sonder om na die nagevolge te dink, net solank die massas die illusie kan kry dat hulle vir hulle omgee. So ek is bly die NHI is op pouse gesit en met ons regstelsel mag dit dalk 'n jaar, selfs 2 jaar vat voordat daar 'n uitspraak kom. Wie weet. Nou oor na internasionale nuus en Amerika is maar die een wat in die nuus is. Trump het die langste State of the Nation toespraak nog ooit gelewer. Hy sê dat Amerika groter, beter, ryker en sterker as nog ooit is. Hy sê dis die beste ommekeer van sake nog ooit nadat Joe Biden en die demokrate die land so toe sê verwoes het. Maar vir die man op die straat is die kos en die behuising maar nog steeds baie duur. Na 'n hofuitspraak wat gesê het sy manier om tariewe op ander lande te implementeer onwettig is, het hy gesê dat alle lande nou 'n 10% tarief sal kry en hierdie tariewe is wettig. En dan binnekort is hy ook van plan om daardie 10% na 15% toe te verhoog. Hy het gesê dat hy glad nie vir Iran sal kan toelaat om ooit atoomwapens te kan vervaardig nie. En dan in 'n baie dramatiese manier het hy dat almal moet staan wat saam met hom stem dat Amerikaanse burgers eerste gestel moet word en nie onwettige immigrante nie. Kyk gou vir jouself. Tonight I'm inviting every legislator to join with my administration in reaffirming a fundamental principle. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens.
Die demokrate aan die linkerkant het almal gebly sit terwyl die republikeine regs almal gestaan het. Sal so 'n tipe vertoning maak dat Trump weer 'n bietjie meer populêr raak onder die populasie van Amerika? Net tyd sal seker leer. Amerika het ondersoek ingestel oor die moorde op Christenmense in Nigerië. Die ondersoek het vasgestel dat die Islam Sharia wette en godslasteringwette grootendeels die probleem is hiervan. So terloops, nou dis dieselfde ideologie wat hulle nou in ons skole wil probeer inbring met hierdie Palestynse kurrikulum. Amerika het die Nigerian Religious Freedom and Accountability Akte bekendgestel, waarin hulle hoop dat Christenmense meer beskermd sal wees. Hulle het ook al voorheen gedreig dat hulle alle hulp aan Nigerië sal stop as hierdie moorde voortgaan en nie iets aangedoen gaan word nie. Israeli assessering en gerugte in die Financial Times wys daarop dat as Amerika Iran gaan binneval, dat hulle net vir 4 tot 5 dae lank dit sal kan volhou. Het hoe maklik Amerika vir Maduro uit Venezuela uitgehaal het vir Trump dalk 'n valse bravado gegee, of dink hy gaan vir Iran ook so maklik baas raak? Miskien weet hy dat Iran dalk 'n perd van 'n ander kleur gaan wees. Onthou om te subscribe en te like. Ons kanaal kan so doen met 'n bietjie 'n hupstoot vir die algoritmes. Van my kant af, ek hoop jy het 'n geseënde en 'n fantastiese lekker naweek. Mooi loop.